Ek het al meer as een keer gehoor hoe predikante spottenderwys praat oor mense wat sê hulle is ledemate van 'n gemeente in plaas van lidmate. Jy weet daardie een oom of tannie wat altyd sal sê, ons is al jare lank ledemate van daardie gemeente of daardie kerk. En dan word daar so stilweg gelag agter die preekstoel, want dis mos verkeerd. Maar hoe meer ek daaroor begin nadink, hoe meer begin ek wonder of hulle dalk nie reg is nie. Dalk het hulle onwetend iets reg gesê, wat ons as kerk lankal al vergeet het. Want lidmaat klink vir my al hoe meer na iets administratiefs. Soos iemand se naam op 'n Excel-lys, 'n naam op 'n database, 'n vorm, 'n leer, jy's 'n lid. Jy betaal jy bydrae, jy het 'n nommer, jy behoort iewers op papier. Maar 'n ledemaat, dis iets anders. Dit is liggaamstaal. 'n Ledemaat is 'n hand, 'n been, 'n arm wat kan troos, 'n voet wat kan stap. Kom ons gebruik maar die voorbeeld, 'n oor wat kan luister, 'n mond wat kan bemoedig. Dis deel van 'n lewende liggaam, dinamies, aktief, nodig. En wanneer Paulus oor die kerk skryf in Korintiërs, sê hy nie, julle is almal lidmate van die organisasie van Jesus Christus nie, maar eerder, julle is die liggaam van Christus, elkeen 'n ledemaat. En daar's 'n verskil nogal met gesag, want lidmaatskap vra vir 'n handtekening, maar om 'n ledemaat te wees, vra vir 'n hartklop. Ek begin al meer en meer voel dat ons kerke deesdae dalk te vol is van lidmate en te leeg van ledemate. Te veel mense vra, waar behoort ek? In plaas van om te vra, waar dien ek? Of, wat kry ek eerder as, wat dra ek by? 'n ledemaat sonder beweging raak dood en 'n liggaam sonder samewerking raak siek. Geen hand kan alleen wees nie. Geen voet loop 'n pad sonder 'n liggaam nie. Soos Paulus sê, as die hele liggaam oog was, hoe sou die liggaam kon hoor? Dalk is dit tyd dat ons minder bekommerd raak oor hoeveel lidmate ons het en meer vra, hoe gesond is ons liggaam? Is ons lewendig? Werk ons saam? Dien ons met unieke gawes? En dalk, net dalk, is daar die oom wat praat van ledemate, besig om ons te herinner aan iets wat ons nooit moes vergeet het nie. Laat ek afsluit met die gedagte. As jy vandag of vanaand jou hand uitsteek om iemand anders se seer aan te raak, as jy 'n voet word vir iemand wat dalk vasgeval het, of 'n oor vir iemand wat dalk niemand het nie, dan is jy nie 'n lid nie. Jy's 'n ledemaat. En dan leef die kerk. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons kan deel wees van die liggaam van Christus, deel kan wees van die kerk. Here, help ons dat ons sal besef dat ons nie net lidmate is, 'n naam op 'n papier of 'n nommer nie, maar dat ons regtig eintlik deel is van die liggaam, elk met 'n funksie, en dat ons bydrae sal maak tot hierdie liggaam, omdat ons nie net behoort nie, maar dat ons deel is van 'n organisme, nie net deel is van 'n organisasie nie. Help ons om hierdie lewende kerk te help om op sy beste manier te kan funksioneer en aan u koninkryk te bou. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk is daar net 'n arme been of 'n voet daar buite wat net vergeet het, hy is nie deel van 'n organisasie nie, maar van 'n organisme. Is nie 'n lidmaat nie, maar 'n ledemaat. Tot 'n volgende keer.